Hallo julle. Hallo almal. Baie dankie vir die baie positiewe terugvoer wat ons gekry het nadat ons vir julle so 'n bietjie op 'n besigtigingstoer hier op Tafelkop geneem het en deur die retreathuis. Dis sommer baie lekker om ook julle bemoediging en julle goeie wense te ontvang. Baie dankie daarvoor. Vandag het ons iets heel anderster. Dit kom daarop neer dat ons iets bring. Ek vir Matilda of Matilda vir my. Dit kan 'n skildery, in hierdie geval gaan dit 'n skildery wees. Ons het al tevore gepraat, elke dag kom daar so 'n skildery deur. Dit is so 'n daaglikse kunskalender en dan kom daar 'n skildery deur van uiteenlopende kunstenaars. So jy weet nie wat gaan daai dag se skilder wees nie. Is baie keer 'n lekker verrassing en partykeer slaan jy 'n hele paar dae oor en dan kry jy weer eene. So ek gaan begin. Ek wys vir haar 'n skildery en die gedagte is dat sy reageer met net 'n enkele woord. Dat sy nie te veel daaroor dink nie, maar dat sy net reageer met 'n enkele woord en dan gaan ons 'n bietjie oor daardie reaksie, daardie woord praat en wat dit van haar eie ingesteldheid sê, maar ook wat dit van die stimulus sê. So kom ons kyk waar dit gaan. Ja, so ons wil onsself so 'n bietjie rek. Ja. Iets onverwags, ja. Iets uit 'n totaal ander oord. Goed. Ons kyk waar gaan dit. Ja. So ek wys vir haar 'n skildery en sy gee 'n een-woord reaksie. Hopelik binne die tydgleef van hierdie gesprek. Hoe lank mag ek kyk? Dis mos wat ek sê, dit moet liefs binne. Ek sou sê vaag. Vaag. Ja. Ja. En miskien kan ons jy sal nou vir hulle wys op die blog op die wat blog. was dit? Dis ja, reg. Ja. Op die blog Wie gaan is die skilder? Mag ek weet? Ja. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. So as ek dit nie mis het nie, is dit 'n vroue skilder. Ja. 'n onbekende skilder is nou nie. Ja. Francisca Temerson. Okay. Ja. En dis interessant, die skildery se titel is It All Depends on the Point of View. Ja, en julle sal nou sien, dit is so 'n snaakse abstrakterige skildery, maar met wel herkenbare figure daarin. Nou, so wat my eers getrek het is hy't so 'n tipe van 'n vierkant. Maar die hele ding is in baie vae kleure, baie onduidelike tipe van beelde. Dit lyk so 'n bietjie soos marmer waarop geteken is. So. Ja, so vaag. Ja. Sou jy dit wou helderder hê? Ek dink vaag nie net in terme van die skildery se fisiese hoe dit lyk nie, maar ook vaag in terme van dat ek nie kan is 'n onmiddellike idee vorm van wat dit vir my probeer sê nie. Sou jy dis 'n vaag ek het 'n vaag idee wat daar aangaan. Sou jy dus met ander woorde sê dat jy eintlik 'n bietjie tyd met die skildery sou wou spandeer? Ja, verseker. Omdat daar baie elemente is wat 'n mens amper so gelyktydig waarneem en jy weet nie mooi waar om dit te plaas nie. Ja, en net vir jou om vir my te sê in die eerste plek is 'n vrou en dan die titel van die skildery gee my al klaar 'n bietjie iets. Ja, goed. Wat gee dit jou? Well, what is it? It depends on the point of view. It all depends on the point. On the point of view. So ek sou sê waar val my fokus eerste? Wat eintlik op daai vierkant was. En dan begin my oë en my kop dadelik bekende patrone soek. Dit is nie vir my 'n skildery wat op die oog af 'n
baie sterk emosie oordra nie. Mm. Wat dalk sou verander as ek meer tyd aan hom kon spandeer. Mm. Dat hy wel iets vir my sê op 'n dieper vlak, maar net om na hom te kyk kom die woord vaag op. En ek mens kan net nou seker nou baie daaroor filosofeer in terme van dat mens dikwels in situasies is waar jy min inligting het en die situasie vaag is. Kan ek jou dit vra? Die feit dat dit vir jou vaag is, hoe laat dit vir jou voel? Bietjie kriebelrig, ongemaklik, sou jy eintlik iets meer konkreets wou hê? Ja, ek sou nie sê kriebelrig of ongemaklik nie, 'n bietjie gefrustreerd dat ek nie 'n onmiddellike indruk het nie van wat daar gebeur nie. So dit is maar aan die ander kant is dit ook vir my interessant, want dit beteken dis nie 'n blom, ek weet dis 'n blom, dis jy weet daar's meer daar. So dis terselfdertyd 'n bietjie gefrustreerd, want nou moet ek is nou hier op die skerm, ek moet nou iets hê om te sê en dit is vaag. So wat gaan ek sinvol sê oor iets wat vaag is? Glo vir my, jy is al ver op pad. Ja, en dan nou ook nuuskierig op 'n manier om te sê, goed, maar wat gaan nou aan? Wat lê daar? Want dit is nie net dis 'n gelaagde tipe van 'n skildery. Dis 'n belangrike ding, dink ek. Ek dink dikwels is dit wat 'n ding laat vaag lyk, is daar's meer lae as net die definitiewe buitelyne of sterk kleure of feite, as jy nou wil praat van situasies in die lewe. So Kan ek jou dit vra? Die feit dat dit 'n abstrakte skildery is. Dis nie 'n landskapstoneel of 'n stil lewe of 'n portret van iemand nie, dis 'n abstrakte skildery. Hoe voel jy oor abstrakte skilderye? Wel, ek dink 'n skildery soos daai spesifiek het vir my hou vir my meer interessantheid in as byvoorbeeld 'n Mondrian met net 'n paar blokke. Dit het vir my meer elemente wat ek kan na gaan kyk en oorweeg. So daar's vir my meer ek resoneer meer daarmee as met 'n baie geometriese of 'n kubistiese tipe ding. Wat ook gebeur met so 'n tipe van 'n abstrakte skildery is dat teenoor iets baie meer realisties, as dit 'n baie realistiese skildery was, dan sou ek gaan kyk het na die skaduwees en die kleure en hoe dit bymekaar kom en hoe die skilder die 3/3 dimensie reg gekry het. So dit sou amper meer tegnies gewees het. En dan kyk na miskien 'n uitdrukking in die oë, die titel van, maar dit is 'n anderste benadering wanneer dit 'n abstrakte skildery is. En hierdie ene is definitief het te doen met mense. Daar's figure en dan hierdie vreemde blok. So dit is interessanter vir my. As 'n baie realistiese skildery wat ek miskien op die oog af net gaan sien en sê ja, dis 'n portret van 'n ou man en met 'n hond. En ek vat nie eintlik die tyd om verder daarna te kyk nie. Goed. So die vaagheid op 'n manier lei my om by meer uit te kom. Dit is interessant dat jy die woord vaag kies omdat dit op baie vlakke vaag is. Ja. Dit is vaag in terme van sommer nou so by eerste aanblik, wat is die sentrale fokus en alles, maar dit is ook in die manier waarop dit geskilder is vaag. Ja. Dis amper soos ink wat dof geword het oor tyd saam. Dis 'n baie interessante tegniek. Dis nie skel kleure en so nie. En was dit tegniek of is dit iets wat baie spontaan gebeur het? Ja. So daar's so baie daar wat 'n mens kan gaan ondersoek. En sê vir my,
jy hoef nou nie iets na vore te bring wat nie daar is nie, maar sê dit iets van jou eie binnewerking, jou eie gemoed, of speel dit in op die geestelike reis? Dis nou nie te sê elke ding moet nou gekoppel word daaraan nie, maar net kan dit so 'n skildery jou help in terme van jou eie binnereis? Ja, ek dink as ek nou met hom gaan sit en ek dink dit is die ding van kuns is dat daar is altyd iets waarmee jy konnekteer wat huidig is in jou lewe. Ons het dit nou ook gesien met die neurografika tipe van tekeninge dat jy eintlik neersit wat in jou lewe aan die gebeur is. So 'n skildery nooi my eintlik uit om te kyk wat sê dit vir my. En die titel nog meer so, omdat dit sê, dit hang alles af. Dit hang alles af van jou point of view. Dis 'n baie interessante, ek bedoel, ons het hom glad nie gekies nie. Ja. Dit is, hy het vandag aangemeld, so ons het oopgemaak, en ons het gekyk. So jy gaan heel moontlik iets anders daar kry, as wat ek daar gaan kry, want dit is 'n verskillende point of view, 'n verskillende perspektief, 'n hoek, iets wat jou trek, wat my nie so trek nie. So ek dink beslis, jy kan met so iets sit, en dit laat oopvou vir jou. Ek dink die groot gevaar is altyd dat jou kop in die pad wil kom. Ja. Dat mense net miskien sal sê, maar wat kom na die oppervlak? En ek dink dit is sinvol, die eksperiment wat ons nou doen, is die eerste woord. Ja. Die eerste emosie, die eerste gevoel wat dit jou gee, en om daai woord te gaan naspoor. Ja. Te sê, wat is nou alles vir my hier vaag? Die betekenis vir my vaag, al die elemente in daai skildery is vaag. So ja, nee, baie dankie dat jy jouself oopgestel het daarvoor. Miskien kan ons ook net sê, julle kan gerus na die Engelse opname hierdie week luister, want dit gaan 'n ander skildery wees. Ons gaan nie dieselfde een, Matilda gaan my nie dieselfde ene wys nie, sy gaan my 'n ander ene wys. So dit mag net interessant wees om te sien watter skildery daar aanmeld en wat daarin na vore kom. Maar soos ons sê, die skildery word ook op die blok geplaas, en dan kan jy ook self 'n bietjie daarmee besig wees. Daar is so baie maniere om met hierdie reis besig te wees. So ons hoop dis vir julle ook interessant en lekker. Ja, ons hoor graag van julle. Mooi bly daar. Mooi bly, tata. Tata.